Lyk ook so 'n bietjie soos Hans Wors met hierdie moue. Dis fyn. Anyways, hier's dit nou. Dis persoonlike vrou. Of is dit dan nou? Ek sê dit bly 'n goeie show. Hi, ek's Lisa, met die rooi hare en ek kyk Persoonlike Vrou sodat jy nie hoef nie en welkom by my seisoen 17 episode 8 recap. En ek drink vandag 'n dosie, 'n boksie. Oh my God. Dis KWV Sauvignon Blanc. Hy's al bietjie leeg. Ek moes net eers kyk of hy reg is, julle. Dis goedkoper as om die glasbottels te koop. En ek love a bargain, so. Right, in vandag se episode fokus ons op Pieter en Ewert. En die tannie drama continues. So kom ons begin met die episode. Ons almal weet, die hart wil hê wat die hart wil hê. Dis hoekom Selena Gomez 'n liedjie daar geskryf het. Heart wants what it wants. Right, so ons kom vandag af waar ons laasweek opgehou het en dit is in Windsorton by Rudy. En die donker wolk hang nog steeds bo oor die plaas. Die donker wolke wat nog steeds oor Windsorton hang, weerspieël die atmosfeer en gemoedere van Rudy se dames. So right, die vrouens sit aan tafel en chat met Trihandy en hulle begin praat oor die dag. Is iemand braaf genoeg om my te vertel hoe die dag was? En basically dit was rof. Dit was 'n baie emosievolle dag gewees. Baie op en af, moeilike dag. Vol emosies. Vol trane sluk, vol tongbyt. En onthou julle in die vorige episode was Paula soos, ek het hom gesê ek wil hom soen. Wel sy het toe. Op 'n manier is hy uitgevind ek het hom 'n piksoentjie op die wang gegee. Maar okay, dit was net 'n piksoen op die wang, maar dis wat alles getrigger het. Ja, dit was nie groep, ek goed deur die groep aanvaar. Ek dink daar's baie onsekerheid op die oomblik. En Ella noem dan basically dat dis hoekom Lizelle moeilik was deur die dag. Ek dink Lizelle se intensie was om te krap aan dinge wat nou al 'n ruk lank krap. 'n Ruk lank, dis dag 1. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Maar dan kom dit uit dat blykbaar het Lizelle ook moves begin maak. Lizelle, sy weet wat sy wil hê en sy go daarvoor. Okay, so blykbaar was Lizelle vroeg die oggend by Rudy in die kamer in en toe nog Paula dat sy by hom oorgeslaap. You know what I mean? Vanoggend vroeg het ek uitgegaan om die son te sien opkom. En toe ek inkom, ek het hier uitgegaan en ek het hier ingekom. Toe ek inkom, toe kom hulle tweeetjies. Toe groet ek, toe het sy my nie eens gegroet nie. Sy het basies geïnsinueer dat ek het oorgeslaap by hom gisteraand. Toe ek wakker geword het vanoggend, toe's Lizelle nie in haar bed nie, nêrens in die huis nie. Toe kom Lizelle om die hoek en die uitdrukking op haar gesig was soos aan En dit raak so 'n bietjie van 'n she said. ek het nie gesê ek wou geslaap nie. Ag Paula, asseblief. Ek het nie daai woorde gebruik nie. Asseblief, ek wil nie. Ja, Okay. It's done. Maar Ella, the voice of reason, is soos las die drama. Kom ons fokus asseblief bietjie op iets wat belangriker is, soos ek weet nie, Rudy? Kan ek net een ding sê? Ja, En asseblief. soos fokus jy op die rede wat jy hiervoor is. I mean, is Persoonlike Vrou nie Real Housewives nie. Ons hoor dan actually dat Lizelle sê almal is van die Kaap af al kwaad vir haar. Ek voel ek maak moeilikheid. Van die Kaap af is mense vir my kwaad tot hier. So En sy sê sy wil nie meer bly nie. as ek eens van die wat bly, gaan dit vir moeilik wees. En ek wil nie dit vir my hê nie. Marianne is aan van, dis nie jou keuse nie. Het jy al ooit die show gekyk? Maar jy kan nie dit vir hom besluit nie. Onthou, jy moet onthou weet. hoekom is jy hier stil. Ek weet, maar weet jy, ek sal eerder gaan. Plus Rihanna haal hulle dan uit en sê, jy weet, nie een van julle praat actually oor Rudy nie. Wat my bietjie bekommerd maak by die oomblik is nie een van julle drie het al regtig oor Rudy gepraat wanneer julle oor julle dag gepraat het nie. You're going off script, sweeties. Dink julle nie daai geleentheid is besig om verby te gaan? Maar honestly, al wat ek heeltyd kon dink was die arme oom. Eers wat die drama is dat dit nodig is. Vat die fokus af van alles af. Paula raak dan kwaad. Oh yeah, sorry. If I get emotional, it's like my heart. I'm actually hitting myself to the beginning. Want sy sê dat die vorige aand, toe die kameras weg was, en net 'n vraag, hoekom doen hulle ons off camera? Kan ons hierdie meer soos 'n Big Brother situation begin maak? Because I don't know what's going on. Maar Paula vertel dat die vorige aand was Lizelle soos, kom ons maak dit 'n date night, sodat ons almal bietjie alleen tyd met hom kan spandeer. Toe kom hierdie een, Lizelle, en sê, kom ons maak dit 'n date night. Ons moet mooi aantrek,
ek en dan Rudy ons kamers kom haal. Ja, daar's soos 3 aande oor, 'n date elke aand. Sê ek wel okay? En dit het obviously nie goed afgeloop nie. Nou wat moet ek en Ella nou maak as jy en Rudy daar op die gras lê en gesels met ons vir sit en kyk? My liefdestaal is fisiese aanraking en kwaliteit tyd. As ek aan Rudy wil vat, het ek die volle reg om dit te doen. Natuurlik. Doen dit net op kamera, asseblief. Ek wil sien. Maar honestly, ek voel soos wat Ella like. Today drained me. Oor dit. Suriandi is soos, julle, kom ons chill. Awesome. Met alle respek, dit gaan nie oor hulle nie. Dit gaan oor Rudy. Hou diep asem en bly mekaar se spasie. Anyways, Rudy, hallo. Hoe was die dag vir jou? Yesterday, ja, was 'n baie opwindende dag. Omtrent die eerste keer wat ons met hom gesels en ons hoor finally hoe hy voel. Ek het dit glad nie sien kom nie. Dat dit die verhouding tussen die dames gewees nie. Maar die oom lyk drained. Ek het gisterand gesien dit begin bietjie moeilik raak, maar ek dink dis maar iets wat verby sal gaan. En Riandi vra hom op 'n stadium so sien hy potensiaal met een van hulle. Sien jy daarom nog potensiaal? Hy antwoord nie regtig die vraag nie. Was ons nog tyd hoor. Ja. Plus hy sê dat hulle gedrag beïnvloed nou sy keuses. Dit is dinge wat gaan pla, seker. So en dit het my keuses op beïnvloed. Maar dit is so iets mens trigger wat gebeur oor 3 maande of 6 maande of so iets. Exactly. Maar right, hy moet nou 'n dame huis toe stuur. Ek wil nou nie die dag vir jou nog moeiliker maak nie. Ja. Maar daar is 'n dame wat vanaand gaan huis toe gaan. Ja. En hy lyk verbaas, maar ek dink deep down is hy happy. So jy moet nou 'n keuse maak. Dit bly nie lekker nie. So dit gaan nie lekker wees nie. En die persoon wat huis toe gaan is Lisel, jy en Elmarie, sal jy nog asseblief aanbly? Paula. En Lisel is happy. Wat nou net gebeur het is absoluut verstommend en ek is kinderlik gegilind gelukkig oor die besluit. Hektiek. Maar ja, bye Paula. Hey Paula, Bye. Dankie. Veilig terug. Dankie. Dit is so awkward, hy gee haar nie eens 'n drukkie nie. Mooi bly. Maar terwyl sy nou daar wegry so met Riandi, sê sy, dis fyn. Dit voel reg. Okay. Wat vanaand gebeur het, dit voel reg. I mean, ek's nie verbaas nie, sy het gesê sy's nie iemand wat kerk toe gaan nie, so sy dink nie meer sy pas by hom nie. Maar dan is ek bly om dit te hoor. Ouma shame en dan na die tyd chat Riandi gegaan met Rudy. Ja, Andrie, is glad nie lekker om iemand uit te stem nie. En hy lyk nie okay nie. Maar almal weet ons nou dis die prosedure. At least het hy sy emotional support boefie staan. Ja, hulle is gatvol vir ons hier rond. Of jy moet net kom troos. Jy wil net kom troos. Sê alles is okay. Dis okay, Papa Rudy. Anyways, dit is dan dit vir Rudy. En dan gaan ons finally oor na die volgende boer en dit is Pieter in Richmond en hulle maak afval. Julle gaan 'n afval skoonmaak. Julle afval kop die potjies. As hy uithaal, gaan sy Met boter. Maar sjo, ek sal nou nie dit kan doen nie. Wie van julle is die minste grillerig? Daarom is daai Lisa brawer as die Lisa. Aan sy oortjie? Nee, nou nie. Nou as jy wil. Aan sy oortjie wanneer julle die water lekker gepaar gekook het. Anyways, Pieter sê dan daar is iemand wat nog steeds vir hom uitstaan. Daar is een wat vir my bietjie meer uitstaan tussen hulle almal. Sal maar sien wat gebeur. Maar die girls is nog steeds clueless. Hulle weet nie wat aan sy kop aangaan nie. Op die oomblik voel ek nog bietjie deurmekaar omrede. Hy so moeilik is om te lees. Ek weet nie hoe hy dit doen nie, maar ek kry baie goed reg. Hy's letterlik dieselfde met ons almal. Hy gee dieselfde aandag aan ons. Maar mens kan wel sien dat van hulle se oogies spakel as hulle vir hom kyk en met hom chat. En Lisa sê sy like hom al hoe meer. Ek wil eintlik hê Pieter moet net bietjie downscale want ek begin al hoe meer af te hou van wat ek sien. Let's go Lisa, let's go. Maar Pieter worry net oor die kos. Ek het net ge-worry oor wat braai ons vanaand. So ek het nie, dis alwaar ek ge-worry het. Mans. Anyways, die klop is nog steeds besig in die kombuis. Sit nie lekker nie. Dis lekker. Pieter, moenie gaan poker speel nie, hoor. Dan is Riandi daar. Ja, die. Hoe was die laaste dag gewees? Ja, lekker geniet. En Pieter sê die vrouens is moeiliker as skape. Hoe voel dit om so baie vroulike energie in jou huis te hê? Jo, dis waarna ek gewoond is, maar Oorweldigend. put my uit oor hardere skaapwerk. Hoe? Jy kan actually verstaan wat ons sê, ons nee, net nie. Harder as skape. Nee, definitief. En ons
hoor actually dat hy sê, hy kon ons 'n bietjie hier en daar leentheid steel. Ja, daar was nog so hier en daar wat ons dan so 'n bietjie leentheid gehad het. So as die een gaan stort, dan ek 'n bietjie gesit, dan so 'n bietjie gesels en so. So ja, daar was daar 'n geleentheid. Weer eens, install die Big Brother cameras. En Shane, toe hoor hy iemand gaan huis toe. So daar gaan vanaand iemand huis toe. Joe, ja. Dit het baie vinniger gekom as wat mens gedink het dit gaan kom. Rihanna gesels dan gou vinnig met die blonds. Ek bedoel die girls. So, gisteraand het ek julle vra as julle reg toe, weet julle nie lekker wat om te verwag nie. Hy het 'n tipe en hulle almal sê hulle like wat hulle sien. Hou julle van wat julle gesien het? Ja, baie. Ons hou daarvan. Ja. Hoe was die laaste ruk vir julle? Loop lekker. Is dit? Vandat ons hier aangekom het, jy regtig tuis gevoel. Maar dit lyk so bietjie asof Ansels 'n bietjie meer van 'n vonk in haar oog het. Die prentjie wat ek gehad het is min of meer wat ek wat ek sien, ja. Lyk vir my sien ons wat verlief is. Maar dan is dit tyd om ernstig te raak. So moeilik soos dit is, Pieter het sy keuse gemaak. En die persoon wat huis toe gaan is Ja, die meisie wat ek ongelukkig wil hê wat nou saam met Rihanna moet gaan is Lisa. Lisa. Dis reg. Dankie Pieter. I was rooting for you. Lisa. Dankie vir alles. Nee, veel dankie en dankie. So bye Lisa Marie. Mooi kuite. Hallo. Sy veilig ry hoor. Dankie. Maar Shane, sy is sad. Ek is rarig jammer. Dis okay. Ek het myself uitgesit vir dit so. Maar dit wys julle net sy was daar vir die regte redes. So ja. Ek het nogals opgewonde geraak as ek vorentoe dink. Bye Lisa. Bye. Right, dan oor na ons laaste boer en dit is Ewert in Chippies en hulle word weg. Op boom. To the Did surface. we sign indemnity forms today? We did it. Nope. Hulle klimboom. Dit was regtig klim en klouter. Okay, jy moes definitief meer wag alsog. Daarna sit hulle bietjie en eet. Ek was stom geslaan. Jessie, dit was so ons het ek het net gevra vir 'n eenvoudige middagete onder die krommetaatboom. Hallo. Ja. En hulle gesels actually oor bietjie meer ernstiger goed as die ander boere, soos kinders. Wil jy kinders hê? Ja, dit is iets wat ek nog altyd wil hê. Dus so ons gaan kies hoeveel kinders ons gaan hê eendag. En ons hoor Ewert sê dat op die ou einde dink hy sal hy sy keuse met sy hart maak. As ek nou moet besluit om iemand huis toe te stuur, sal dit definitief meer te doen hê met hoe ek voel. Hoe voel oor die toekoms. En ek dink hierdie is dalk een van daai kere wat ek meer vir my hart moet luister. Mooi. Rihanna is dan daar om met hom te gesels. Hoe was die laaste 24 uur? Dit is verskriklik lekker, as jy dus En klink vir my asof daar al so 'n bietjie gevoelens begin nader kry. Is daar iets anders wat jou hart bietjie vinniger laat klop? Wat is die vraag nou? O, jette. Ewert. Ons moet net aanvaar vir wat dit is. So. We love to see it. Dit maak my so opgewonde. Ek wil alles weet. Sy maar dan raak hy eintlik sad want hy begin praat oor die rede hoekom hy nie eintlik maklik sy gevoelens wys nie en maklik oopmaak nie. Wat spesifiek maak jou so emosioneel? My pa was baie stil man. Ek was verskriklik lief vir hom my hele lewe lank. En dit het soms moeilik geraak om vir hom te wys. Shame. Ja, hierdie was 'n rowwe deel. Met die chemo het hy hare van ons verloor. Maar al wat ek wil sê is real men show their emotions. So cheers Ewert. En af ons beweeg so klein bietjie aan en daarna gesels Rihanna met Lauren en Teresa. So voel julle maak gebruik van die tyd wat julle het. En hulle staan weer op die grond. Is daar nie stoele in Chippies nie? Wat even? So ja, Teresa sê dis moeilik vir hom oop te maak in die trio. Ek weet nie, ek voel ek is nog nie 100% oop nie. Ek sukkel. Okay. Ek is nie daardie persoon wat in 'n groep kan net oopmaak. Maar ook dat Ewert vir haar fatherly vibes gee. Hy is mature, maar hy is ook so sag. Daar is ook so 'n kant van hom wat net so fatherly amper is. Daddy? Okay. Anyways, oor na Lauren. Hi Lauren. Hallo. Hi. Avoiding eye contact at all. En sy's maar 'n girl van min woorde. What's going on in your mind? Taking it all in. Present in the moment. En ja, dan om die episode af te sluit, sit Rihanna en gesels met Ewert en die twee girls. Dis my lekker om 'n atmosfeer van opgewondenheid
te ervaar. En ons hoor niemand gaan huis toe nie. Maar omdat Eloise nie kon bly nie, is daar nie vanaand. Obviously, want hulle is klaar toe, hè. Kan jy breër smile? Dis great. Dis so lekker om goeie nuus te kan oordra. Maar kyk hoe kyk hy vir Lauren. We all went with the idea of expect the unexpected for today. Blah, blah, blah. Proper name, place name, backstory stuff. En op daai noot is dit vir die episode. Enjoy! Thank you. Okay. Tot wederziens. Weereens ons sien nie vir Willie of vir Rudy en sy manne nie, so is vele foto's. Dis 'n plesier. My wyn is klaar, so die video is klaar. As jy van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog 'n bullshit vrou recap. Dis al van my kant af. Bye!